Goeiemôre. Kom ons sit so ons sê, Here, wat 'n wonderlike môre. Dankie dat ons in die naam van Jesus Christus by mekaar kan kom. Here, ek bid nou dat die Heilige Gees oor elkeen sal vaardig raak. Here, hier sit vanmôre mense wat se liggame uit mekaar uitval. Hier sit mense wat nie finansies het om skuld te betaal. Hier sit mense met gebroke harte. Maar ek bid vanmôre dat U nou 'n kalmte en 'n rustigheid sal bring en dat ons op U sal fokus en U alleen. Ja, ek vra nou dat U 'n muur van vuur rondom hierdie gebou sal wees. Ons bid te bestraf elke gees wat nie van God af is nie. En ek vra stort die gees van God op hierdie plek nou uit, op elkeen, soos dit om bakstene. In Jesus naam. Amen. As ek vanmôre vir jou vra, wat soek jy hier vanmôre? Wil jy vir my gesien het? Nou jy my gesien, wil jy huis toe gaan? Want wie wat? Baie ons van kerk ons het gewete te sis. Toe ek 'n kind was, julle ken my kinders, ek het nie in die kerk groot geword. Ons het so na kerk gegaan, my pa het gegaan om jou tannies te kyk. My ma om die nuutste vers te kyk. Ek het die Bybel gespy. Dis nie Bybels korrek nie. As jy nie vanmôre hier is om 'n ontmoeting met die Heilige Gees te hê, moenie terugkom. Want dan kan ons jou nie gebruik nie. En die grootste leen is, wat kan die kerk vir my doen? Niks. Wat kan ek vir die kerk doen? Want jy is deel van die liggaam van Christus. So jy moet jou deel begin doen. Elkeen wat hier sit met 'n stukkie van God se puzzle. Hy pas in hier, bring hom. Moenie vir mense luister nie. Behaag ek God, het God behaag aan my. Ons lewe in 'n wêreld waar ons mense wil tevrede stel. Want dat ek guns by mense, ek kan iets kry uit mense. Ek is nie om mense tevrede te stel. Ek is nie om die Here tevrede te stel. Ek ry net nou huis toe. Vanaand as ek gaan bid, gaan die Here vir my sê, ek wil hier moet aan werk of daan werk. Ek het al gebid en sê die Here vir my stop, dan vra hom skoon. Jy is hier om die Here tevrede te stel, nie mense. Mense kan niks in jou doen. 2 Korintiërs 1:13. Wat ons skryf van julle niks anders is wat julle lees en ook verstaan nie. Ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Hierdie Bybel is Afrikaans. Toe ek 2007 tussen 7000 mans tot bekeer kom. Toe sê hom ek sy Bybel is lewendig toe lag het. Ek sê vanmôre vir hierdie Bybel is lewendig. Meer lewendig as jy. Want dit is die tyd wat ek kan hom deurbring. Nie om mense tevrede te stel, om meer van die Heilige Gees te kry, om te kyk waarmee is ons besig. En ek wil vanmôre ook vir julle luister vir my baie, hoor mooi. Hierdie, ons het nie tyd nie. Tyd is jou vyand. Koop hom uit. As jy jou sosiale media oopmaak, alles is Donald Trump en Eisen. Kyk waar hulle jou fokus af. Dit is nie die kookpot nie. Israel. Kyk na die red heifer. As hulle praat, toe Donald Trump 1 Januarie praat van peace and stability, toe weet ek. Dis die werking van die Antichrist. Want as hulle sê peace and stability, die oorlog lê dreig. Die wegraping is op baan. Ons praat nie nou oor die wegraping. September kom die goed weer so. Dan sit ons nou fees van die trompet en almal is net wegraping. Nee, jy moet elke dag reg wees. Maar as ek vir jou sê die aarde is in 6 dae gemaak, beteken dit nie 6 uur nie. Hoor mooi wat ek jou vandag sê. As die Bybel sê Jona was in 'n vis se maag, dan was dit 'n groot vis. Hoe? Ek weet nie. Ons sal eendag weet. As Jesus gebore is uit 'n maag, beteken dit Jesus is gebore uit 'n maag. Of ons wil redeneer of nie. God sê dit, I accept it, that settles it. En dan, ek kom julle haal. Jy het onthou toe amen gesê. Ek kom julle haal. Kan jy dit nog glo? Want hy kom ons haal. Soon and very soon. Matteus 22:29, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Hoeveel tyd spandeer jy op jouself? Hoeveel tyd spandeer jy voor die televisie? Hoeveel tyd spandeer jy op ontspanning? En hoeveel tyd spandeer jy in die woord van God? Baie predikers is lief om op geld te preek. Maar baie min praat oor tyd vir die Here. Soos wat die Here 10 is van jou geld, soek hy 10 van jou tyd. Ja, maar nie net te werk. Daar's genoeg tyd. Ek het in my lewe gesien. As ek my dag met die Here begin, het ek genoeg ure in my dag. Laat ek daai oggend skiet. Ek het nie tyd daai dag nie. Raak ook verby my. Maak tyd vir God en God maak tyd vir jou, dis eenvoudig. Joshua 1:8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitbreek nie, maar bepyns dit dag en nag,
sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daar geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, dan sal jy met goeie gevolg handel. Hierdie wetboek mag nie in jou mond uitwy, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Gaan kyk hierdie sportfanatikus, dis hulle by mekaar kom. Jy kom nie hardloop nie. Die bal het sterk vloot. As hy hier instap, stop hy. As ek aan die is buitekom, en die stommers vat dit terug. Dis waarvan sy hart vol is. Ons moet vol word van die Heilige Gees. Amen. Baie ons het al my sê, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. Ek het al ons na die Here toe gelei in die middel van die straat. Ja, maar ek sê, wil jy weer nie? Dan doen ons dit jaarlikie sal gelei. Dan sal verkom. Amen. Baie weet nie hoeveel tyd hy op hierdie aarde oor het. Iemand het moeite met my en jou gedoen. Doe moeite met iemand anders. Wat beteken behaag? Aangenaam, welgevallig, aangenaam indruk, geval, plesier, aanstaan. Dis so eenvoudig soos dit. Dis om God te prys. Kom ons op in Johannes 2 vers 14. En hy het in die tempel gevind, die wat beeste, skape, duiwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit, en hy het 'n sweep van touwtjies gemaak, en almal in die tempel uitgedrywe. Ook die skape, die beeste, die klein geld van die wisselaars, het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiwe verkopers het hy gesê, neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. Wat gaan vandag in ons kerk aan? As die Here vanmôre hier gestap het, wat het hy met die gemeente? As die Here vanmôre in die APK of die EG Kerk of Maranatha gestap, wat het die Here daar gesien en wat het hy gedoen? As jy vir my skuins beneer wil sien, praat met my oor verdraagsaamheid. Ek het dit nie. Jesus was nie verdraagsaam nie. Of dit is reg of is verkeerd. Ja. Of wit of swart, daar's nie grys areas nie. Kerk het 'n besigheid geword. Ek was in 'n gemeente op Timmer. Ons was op 'n Sondagoggend 1500 lidmate. 1500 lidmate. En die pastoor kry 'n woord. Die geld van die heidene gaan toevloei na die gemeente. Dis die Bybel sê so. Wie wat doen hulle? Verhuur die kerk. Verhuur die heiligdom. Ek stap hier, toe sit nog 'n polisieman. Ek stap daai dag in. En die moslims staan waar ek in die oggend op my knieë staan en dan bid. En my hart het in twee geskeur. En die Here sê, vervloek is hierdie kerk. Hy kerk sit met 200 mense en sukkel om hulle deur te. En die woord wat uit is, hy sal leegloop en God sal weer in die grond kom. As 'n kerk 'n besigheid geword het, hoor mooi en verskoon my taal, het hy 'n prostituut geword. God dink nie prostituie nie. Jy moet my kwaad raak vanmôre. Ek wil hê jy moet my kwaad raak. Gaan kyk wat buite aan. Mense word reguit hel toe gestuur. Kom ek vra vir jou. Wat is jou naam? Junet. Ek en jy verskil. Jy bestel 'n TV en ek bestel 'n TV. Hier kom die waiter aan, hy sê die TV neer, hy vat jou, hy sê die sny vleis uit, hy sê die vleis uit, al die vet is 'n wit been en hy loop weg. Wat gaan jy maak? Jy gaan kwaad raak. Maar nou doen die dominees en die pastore dit en ons aanvaar dit. Want hy gee nie vir ons 'n volle waarheid nie. As jy in 'n kerk sit en hy gee nie vir jou die volle waarheid nie, wat soek jy daar? Want die Heilige Gees is nie daar nie. Jesus het 'n kerk omgedop, daai tempel. Hy's daar graaf gebreek. Hulle wil hom nou herbou. Hou op speel. Kom ons kom na ons toe. Hoe kan ek God behaag? Net 'n paar punte. Gehoorsaamheid, vrees vir God, ken en verstaan God, liefde, vergifnis, geloof. Gehoorsaamheid, daarop 1 Samuel 15:22. Daarom sê Samuel, het die Here behaag brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Ongehoorsaamheid is nie deel van God se plan vir jou. Of jy luister of jy luister nie. Dis eenvoudig. God eis dit, hy vra dit. Nergens vra die Here nie, hy sê dit. Gehoorsaamheid sluit deure oop, gehoorsaamheid sluit deure toe. En daai ding van as die Here sê nou links en jy gaan nog 2 tree. Dis ongehoorsaam. God straf dit. In hierdie verhaal was Saul ongehoorsaam. Hy moes die Amalekiete met 'n bandvloed straf. Wat doen hy? Die beste van die skape en die beeste en die koning bring hy terug. Samuel het daai koning in stukke gaan opsny. Dit het hom sy koningskap gekos, dit het hom sy lewe gekos. Ek weet nie of hy eendag in die hemel gewees het. Kom ons praat gou oor tieners. Die sit van julle wat nie volle tiener kan betaal. Betaal iets. Solank jou hand oop is,
Dis God se antwoord oor jou. Maar nou sê ons, ek kry R10, ek moet 'n rand gee, jy het nie 'n rand, nou gee ek niks nie. Dan gee jy 20 sent. En dan 30 sent, en dan tot jy weer rand toe. Hou jou hand op. Gehoorsaamheid is beter as die vet van rand. Dis staat wat jy saai. Dit moet opkom. Ek sê weer, om gehoorsaam te wees is beter as die vet van rand. Jy kan dans voor die Here. Jy kan alles doen, maar as jy nie gehoorsaam is nie, dit werk nie. Vrees vir God. Jesaja 11 vers 3. Hy het te welgevalle aan die vrees van die Here. En hy sal nie regspreek na wat sy oë sien en nie oordeel na wat sy ore nie hoor nie. Vrees jy God? Maar jy met jou lewe wat jy wil, dan lief jy. Hier's baie bekende mense. Een van julle volgde, daar in die boot dat sy vrou geskei. Jy vrees die God en maar jy lief. Ek sal dit ook sê, hy bekop, die lewe van CRC nou sy vrou geskei. Twak man, jy vrees die God, jy het jy eet voor God afgeleg. So jy stap weg van die eet van God, my eie broer was 12 jaar in die raad, hy skei nou sy vrou. Sê ek vir hom, jy gaan 'n prys betaal. Jy vrees nie God nie. As jy voel jy wil jou man of jou vrou vermoor, stap uit, gaan slaap, ons begin weer môre van voor af. Jy doen nie met jou lewe wat jy wil nie. Vrees God. Ek kan in my bediening. Die duiwel weet elkeen wat se al so in jou hoekie tussen. Moenie worry, hy ken ons beter as wat ons onsself ken. So hy weet wat om met jou te doen. As jy val vir dit, wat is jou vrees vir die Here? Want dit wat jy doen in die geheim, staan die Heilige Gees oor jou storing pen. Jy doen dit in die geheim. Kry jou vrees terug vir God. Dis die vrees in Suid-Afrika. Dis die vrees vir God in ons kerk nie. Want almal maak wat hulle wil. Kom ons gaan na tattoos toe. Dis die grootste debat van ons tyd. Dis nie jou liggaam nie. Daai sak been is nie jou in die Bybel sê die Here het 'n prys vir hom betaal. Dit behoort nie aan jou nie, behoort aan die Here. Dis die tempel van die Heilige Gees. Jy vrees nie God nie. Ek sê weer, as jy met jou lewe maak wat jy wil, jy vrees nie God. En die ergste is, soon and very soon, staan ons allemaal voor die Here. Ek het 2 dae iets teruggesê. Of voor Jesus 'n vergoedingsstoel of voor die regterstoel. Jou keuse. Spreuke 9 vers 10. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Daarom moet jy vandag begin besef. Die Here sê wat jy lewe so dat jy God impres met jou lewe. Ek het baie dae vra die Here sien op tevrede. Dan sit ek op 'n donker baan, dan is daar lig wat aankom, sit ek in 'n lig en sê die Here vir my is nog tevrede. Maar daar was daar wat ek gesê het, ek is ontevrede. Dan moet ek dit gaan reg maak. Niemand is perfek. Dawid is vir my, ek het nou weer deur konings gewerk en Samuel gewerk. Dawid is 'n man na God se hart. Hy het 'n man laat vermoord, hy het sy vrou swanger gemaak. Noem het, hy het die volk laat tel, al daai goed, maar elke keer het hy terug en sê, Here vergewe my, vergewe my. Die Here gaan nooit vir jou sê, jy het genoeg om verskoning vir hom. Elke keer gaan hy jou vergewe. Amen. Vrees God. Ons vrees siekte, ons vrees armoede, ons vrees COVID, ons vrees die toekoms, ons vrees ons kinders se toekoms in die land. Vrees God. Here weet wat hy doen. Jou hele lewe lê so in sy hand. Hy wil vir jou die beste hê. As jy in my bly, my woorde in jou, vra net wat jy wil. Bly in my. Ken en verstaan God. Ken jy die Here? Jeremia 9:23. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Laat die sterkte hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryk hom nie beroem op sy rykdom nie. Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem. Dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is wat goedertierenheid het, reg en geregtigheid op die aarde doen. Want in die dinge het ek behaag, spreek die Here. Hoeveel tyd lees jy Bybel? Want hoe meer jy in die Bybel lees en deurwerk, hoe makliker is dit om die Here te ken en sy stem te ken. Daar's 1000 stemme in jou kop. Wat een is die Here se? Ek het eendag Tian, julle het almal ken of Tian, dis so eendag, ek weet nie hoeveel jaar hy sy Bybel leer en ek dog jou nee man. Hy is 'n ander lied gesê ek wil ook 'n daai lied kom. Ek begin die Bybel leer is van voor, middel en agter. Nou ja, ek so deur net om te sê. En ek het 'n tannie wat vir my bid, baie oud en sê vra wat moet jy? Wat maak jy? Ek sê nie ek het die Bybel leer nie. Ek verwag 'n kompliment. Sy sê wat het jy bereik? Nou sit ek terug ek. Dit voel of ek 'n dwarsslag het. Ek sê nie ek het die Bybel leer nie. Sy sê jy antwoord my, wat het jy bereik?
Nou dog ek kon nie nou 3 maande, 4 maande van my tyd gemors het nie. Sy sê net die Bybel gejaag. Dan vra die Heilige Gees, waar moet jy lees? Maar nou is ek sommer verhandiger, ek is sommer dikker vir die Here, en ek kom oor myself, en ek maak die Bybel toe, ek ook my hand so neer, sê die Here, lees vir Jesaja. Vat Jesaja, lees hom weer, Klaas, ek sê hier, ek is daar, ek sê nie, jy verstaan hom nie. Ek sê, oké, Here, ek het hom 7, 8 keer neergelegd. Daarom wil ek vanmorgen vir jou sê, moenie, daar sou ons wat dit doen. Die Here praat met my, jy lief, dis 'n verhouding. Kom maak jou Bybel, toe sit jou hand op die Bybel, vra die Here, Here op my reis, waar kan ek begin? En so gaan jy die hart van die Here leer ken. Toe jy, en sit jou vrou. Ok, jou sussie. Oom, toe jy die tannie ontmoet, daai eerste drive, jy kon nie wag om wat te gaan sien, jy loop weg by die werk, en jy wil nie, jy wil heel dag sien. Hy eerste keer toe jy tot bekering kom, jy wil net die Bybel lees, nou so, kom terug by dit. Hoe meer tyd jy die woord van die Here deurbring, hoe makliker, hoe lekker raak. Ek het nou Jesaja, Samuel deurgewerk, en toe voel het vir my, ek vat dit dik, want ek moet hom nou deurwerk, en toe by Elia en Elisa, en toe sit ook, ek kan nie wag om in die huis te kom, en kyk wat doen hulle in die huis. Maar daarom wil ek vir jou sê, maak jou Bybel, vra die Here, in my stad, waar kan ek begin? Hoe kan ek in 'n dieper verhouding met U kom, om U te leer ken? Want as jy die Here ken, gaan jy doen wat hy van jou verwag. Dan gaan gehoorsaamheid makliker wees. En die vrees van die Here gaan makliker wees. En alles gaan net makliker wees. Maar solank hierdie Bybel toe is, beteken hy niks in jou lewe. Jy moet onthou, as jy nou doodgaan, gaan die Here nie vir jou vra, wat se kerk was jy, hoe het jou tiende gelyk, hoe het jy aangetrek het of nie. Wat het jy met Jesus gedoen, en wat het jy met die woord van God gedoen? Dis al. Daai klip wat Alistair Beck opgesit het van jou wat aan die ene kant van Jesus gekruisig was, en ek wil eintlik vir Christus stuur dat hy dit gestuur. En die ene vraag vir hom, hoe was jy? Hy sê, ek weet nie. Hy sê, nou, wat maak jy? Hy sê, ek weet nie. En na tyd is hy oorheen, hy roep doof en iemand vraag hom, wat weet jy van dit, en wat weet jy van dit? Niks. Hy sê, op wat se basis is jy hier? Hy sê, the man in the Marokkaan said I can tell. Dis al wat tel. As Jesus jou naam is, dit sê nie nou. Dis al wat tel. Nie of jy met my pelle was nie, nie of jy met Christus pelle was nie, was jy nie in die Here. Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat jy U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Die voorbeeld van môre is ons almal vir evangelie. Prys die Here. Waar gaan jy dit van Here? Almal gaan jy moet doen. Moenie dit vir jou lief nie. As jy twyfel, gaan gou vanmôre op 'n begrafplaas toe. Hier is Pietie rus in die arms van die Here. Pietie was 'n vark. Pietie was 'n dronkaard. Pietie sit in die hel. Jy gaan nie nergens nie een klip steek gaan sê Johan lê in die hel nie. Almal is by Jesus. Hulle lief, dis 'n lief. As jy nie Jesus aangeneem het nie, gaan jy nie hemel toe. Jy kan nie die ewigheid by die Here deurbring sonder Jesus nie. Amen. Liefde, Hosea 6 vers 6. Want ek het te behaag in liefde en nie offerande nie. En kennis van God meer as brandoffers. Liefde, jy liefde vir mense? Of is ons lief vir mense wat vir ons lief is? Families pat uit mekaar. Daar is nie meer liefde nie. Dan praat ek eers van 'n vreemdeling en 'n swart man. Ek kon sê in Afrika, ek is lief vir daai swartes, ek is genuine passie vir hulle. Tweedens in Afrika, wil ek die goed burg. Nee, ek ook nie, daar is my kind vrou, ek wil vir hulle van die pad afbring. Maar ek wil lief vir hulle, want dit is 'n geesgeveg. Onthou dit. As jy lief vir Jesus is, kan jy lief is vir jou broer, jou suster. Ek sê nie liefde spring saam met 'n wet. Lief. Agape, jy kry 'n paar soorte liefde. Storge, agape, eros, verhuwelik, maar dis daai agape liefde. Ek is lief vir almal. Doe net van die gee druk teen. Dis goed. Markus 12:32, die skrifleerder sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê, dat God een is, en daar is geen ander as hy nie.
En om hom lief te hê, uit die hele hart, en uit die hele verstand, en die hele siel, en uit die hele krag, om die naaste lief te hê, soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. Jy het God lief, het jy dit al vir hom gesê, kan jy dit vir hom wys? Ons is allemaal verkeerd groot gemaakt. Hy moet vanmorgen met my verstil. Ek het er nooit eens aan my gesê, jy sê die Here, jy is vir hom lief. Doen het. Doen het. Die laaste, 1 Johannes 4:20, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie verbod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. So moet my sê vir die Here lief, en as hier uit die radio stil met die bakkie raak. Ons is moet vir Pietie kwaad, maar hy ons kry ons nie vir Pietie, ons kry sy vrou, ons radio raak, en die kinders op. Nee, jy nie liefde vir God het, jy nie liefde vir jou naaste. So dit begin by liefde vir God. Dan kan die liefde begin uitsprei na jou naaste toe. Ek het die probleem met mense. Ek stap net nie met ander aan. Vir allemaal lief, ek sal allemaal groet, maar my spasie, jy gaan my vertrouw. Die einde aan julle vir die oggend, vergifnis. Mattheus 18:21, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sonde, en ek hom vergewe, tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7. Die ding van vergifnis, dit gaan oor jou. Dit gaan oor jou. Dit gaan nie oor die persoon wat jou ten nagekom het. Ek het 'n tannie gehad by die ouer tyd, sy kom al die jare op in daai groot kerk gewees. Maar dan sit ons hier in die kerk, dan wil sy ook nog in die stroompie sit, en ek het al later, as sy iets van sê, dan lekker uit die kerk nie hardloop. En toe, land sy in die ouer tyd so baie verdien. En so het ek en sy toe baie klous geraak. En ek het maar baie familiemoeilikheid gehad, ons is uit mekaar uit, 3 bly een kant, ek bly een kant. En die oggend stap ek daar, en toe instap, toe weet ek, hier is my naam. Ek kyk so die dag, sy sê nie, jou broer gaan ontskoon, lees, maar ek is onmiddellik kwaad, ek is buiten myself. Ek sê my tannie, ek het niks verkeerd gedoen. Ja, Jesus het ook niks verkeerd gedoen. Ek het hier al opgedreig genoeg. Ek het ook van opgedreig genoeg. Opskoning gaan oor jou. Gaan die Here met jou vryheid hê. Hy het nie 'n probleem met die ander persoon nie. Hy sal op sy tyd met hom werk. Ja, maar jy weet nie wat dit maak nie saak nie. Die Here weet. Dames, gaan ek julle doekies opdraai. As jy nie kan vergewe nie, borskanker verkies op jou. Getuienis. Ek sit met 'n vrou, nou praat ek van baie jare. Hy was nog rou nie verlewe. En sy kom sien my, nou sit sy so oor aan my, en ek sit en speel Noordse Cross, sy stort hard voor my, en op ek ons hier vir my, sy siek, en los die Noordse Cross, nou kyk ek die vrou, sy babbel, en ek sê my, jy siek, weer in bloedkanker. Dan gaan ek aan met my Noordse Cross, sy dink ek hou boek, en op ek ons hier, maar sy swaad nie. Ek sê, Here, reg? Ek sê, dit sê die Here, ek sê, saak aan jou, stil bly, Here sê, ek praat mee. Ek sê, wat ek hier, ek het bloedkanker. Dan gaan sy aan. En Here sê, sy is kwaad vir jou. Nou moet ek weet. Ek sê, maar Here sê, jy is kwaad vir jou. Nee, ek sê, sy wat ek moet ook ek reg geword. Ek sê, nou met die bloedkanker, die heeft 4,5 jaar. Ek sê, vir wie sê kwaad, die heeft my vorige maand. Ek sê, nou met die hond kwaad, 4,5 jaar. Ek sê, sy is gevallen. Ek sê, ek was op 'n kolle transport, ek doen aansoek vir 'n trok en ek moet gaan teken, daar sit 'n vrou, jong vrou, borskanker. Sy ken my van geen kant af. Teken die papiere toe klaar sy weet, skryf die papiere so verby. Ek sê, jy het borskanker. Wie is jy kwaad? Sê hy. Ek sê, jy nou klaar, hy kom ons praat. Het jy borskanker? Ja. Sy is 30. Ek sê, wie is jy kwaad? Jy my man. Ek sê, praat. Nee, wel, was in Gauteng en hy het op 'n dag tasse gepak en Noord-Kaap gekom. Ek sê, jy is volkwas? Ja. Ek sê, wil jy dood? Want hy sê, jy moet daar vir hom kom. Nee. Ek sê, dan was jy jou man se voet, die vrou vergewe, vergifnis en vergewe. Dat die Here hom iets hoor. Selfs storie gelees. Mat, selfde. Jy vrees nie, jy vergewe. Vergewe, soos wat jy wil hê, die Here moet jou vergewe. En onthou mooi, hoor mooi wat ek vanmôre sê. As jy nie kan vergewe nie,
gaan jy nie hemel toe nie. Want God gaan jou nie met sonde en bevlektheid in die hemel toelaat nie. Vergewe soos wat jy wil hê God moet jou vergewe. Dit is die sleutel. Die laaste ene, geloof. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en bewys van die dinge wat ons sien. Hoe gaan dit met jou geloof? Hoeveel van julle is môre in rebellie? Dat jy gebid het vir 'n ding, jy het gebid, jy het vertrou dat dit nie gebeur nie. Jy geloof. Geloof beteken, ek weet God gaan dit doen, maar op sy tyd, nie op my tyd. Amen. Die Here het nie elkeen wat vanmôre hier gestaan het, afspraak gehad. Hy het nog steeds 'n plan. Sy plan vir jou lewe loop nog op pas. Ek het so 'n paar jaar terug alles verloor. Alles in een oomblik. Dan hardloop jy op die rond. En die Here sê vir my, toe jy vanmôre Gauteng toe ry, het jy my gevra om saam te ry? Ek sê ja, Here. Hy sê toe jy in die vergadering sit, was ek daar? Ek sê ja, Here. Hy sê, dink jy dit het my omkant gevang? Ek sê nee, Here. Hy sê toe jy terug het, toe vra jy ry saam terug? Ek sê ja, Here. Hy sê my plan het nog nie verander. Al verstaan jy dit nie vandag nie, ek is nog steeds in weer. Amen. Dis wat ek vandag by jou wil doen. Waar jy môre gaan, bly by die Here, hou vas in Here. Moenie krag vra vir beter tyd, vra krag om vas te hou, saam met te bly. Amen. Hebreërs 11:6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek. Geloof kom net deur die woord van God. Ek het al vir die Here gevra. Hoor nou mooi. Ek het al vir die Here gevra, gee vir my geloof, om breek al die hel om my los. Ek het al vir die Here gevra, kan ek nie 'n pilletjie kry of 'n medisyne lepel toe? Nee, jy kry geloof om deur rowwe waters te gaan. Romeine 10:17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Hoe meer tyd jy die woord van die Here deurbring, hoe makliker gaan jou geloof opstel. Volgende keer as jy in daai penari posisie kom, maar weet jy, hier kom 'n getuienis uit, dan kan jy met gemak daarmee deurstap. Jy kry nie geloof op die internet, jy kry nie geloof op Facebook of ek weet nie hoeveel goed is op die platform. Jy kry geloof deur die woord van die Here. Amen. Kom ons sit so. Here, dankie dat die woord uit is. Dankie dat die woord in goeie grond geval het. Ek vra dat die Heilige Gees in elkeen se hart sal gaan werk op al hierdie punte. Laat ons sal leer om gehoorsaam te wees, om U te vertrou. Here, dat ons geloof sal hê in U planne. Laat ons vrees vir U sal terugkry en doen wat U van ons verwag. Laat ons U sal ken en verstaan. Geef ons 'n liefde vir U, 'n liefde vir ons naaste. Laat ons mense sal vergewe en dit nie verder daarop weghou nie. Weet U sal dit uitsorteer. En gee vanmôre vir elkeen geloof. Here, ek bid vanmôre. Matteus 3 vers 11, op elkeen wat hier sit. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Daarom bid ek jou, elkeen wat hier sit, doop hulle met die Heilige Gees en op die vuur van die Heilige Gees. Dan die Heilige Gees môre elkeen sal opborrel, soos 'n vulkaan, en strome lewende water en elkeen sal vloei. Hierdie is 'n nuwe week. Leer ons om ons hand in die hand te sit en saam met U te stap. Amen. In Jesus naam. Amen.